Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van die dag, waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat hartseer is, omdat mense vir wie jy lief is, van jou vergeet het. Ek praat nie van vreemdelinge nie. Ek praat van mense wat eens naby aan jou was. Mense met wie jy 'n lewe gedeel het, met wie jy 'n besonderse band gehad het en wat jou hart goed geken het. Dalk is dit jou man of jou vrou, jy staan nog vir jou huwelik, jy bid nog en jy glo nog dat God kan herstel, maar toe jou verjaarsdag kom, was daar nie eers 'n boodskap nie, geen oproep nie, geen teken dat daar aan jou gedink is nie. Miskien was dit toe jy siek was, geen navraag om te hoor hoe dit met jou gaan nie. Miskien was dit toe jy deur 'n moeilike tyd gegaan het en daardie persoon het nie eers gevra, is jy okay, kan ek iets vir jou doen nie. Miskien het jy jou werk verloor en daai persoon het nie eers die moeite gedoen om uit te reik nie. Miskien gaan jy net deur 'n moeilike tyd en daai mense is net nie meer daar vir jou nie. En dit maak seer, want jy vergeet nie van hulle nie. Jy dra hulle nog in jou hart en jy bid steeds vir hulle. En daarom voel hulle stilte so swaar. Dalk is dit jou kind met wie jy nie meer 'n goeie verhouding het nie. Jy verlang daarna om net weer te hoor hoe dit met hulle gaan. Jy hoop elke keer dat hulle sal uitreik, maar die dae gaan verby en daar kom niks. Miskien is dit 'n vriend, iemand uit jou familie, of iemand wat eens 'n groot deel van jou lewe was. Hulle het saam met jou gelag, saam met jou gehuil en deur moeilike tye gegaan, en nou voel dit asof hulle met hulle lewe aangegaan het en jy net iewers langs die pad agtergebly het. Die seerste deel is soms nie net dat hulle nie uitgereik het nie. Dit is die vraag wat in jou hart begin leef. Het ek dan so min vir hulle beteken? Maar vanaand wil ek vir jou sê, iemand anders se stilte verander nie jou waarde nie. Die feit dat iemand nie daar was vir jou nie, die feit dat iemand nie jou verjaarsdag onthou het nie, nie gevra het hoe dit met jou gaan nie, of uitgereik het toe jy hulle nodig gehad het nie, beteken nie dat jy nie belangrik is nie. Dit beteken ook nie dat alles wat jy gedeel het vir niks was nie. Mense dra soms hulle seer, verwarring, trots en vrees, en partykeer weet hulle nie hoe om terug te kom nie. Ander kere hou hulle afstand, omdat hulle self nie gereed is om dinge in die oë te kyk nie. Dit maak nie hulle stilte reg nie, en dit neem ook nie jou seer weg nie, maar jy moet versigtig wees om nie hulle optrede as 'n bewys te gebruik dat jy nie meer geliefd is nie. Jesaja 49 vers 15 herinner ons dat selfs wanneer 'n moeder haar kind sou vergeet, die Here jou nooit sal vergeet nie. God het jou nie vergeet nie. Hy het die dag gesien toe jy gewag het op daardie oproep. Hy het gesien hoe jy na jou foon gekyk het en gehoop het dat daar 'n boodskap sal wees. Hy ken die teleurstelling wat jy dalk vir niemand wys nie. En vir die persoon wat vir 'n huwelik staan, moenie een stil dag, een gemiste verjaarsdag of een moeilike seisoen gebruik om te besluit dat God klaar is nie. Wanneer God jou geroep het om te staan, staan dan op sy woord, nie op wat jy vandag sien nie, of nie sien nie, maar staan ook op die regte manier, nie deur te smeek, te jaag of jouself af te breek om iemand se aandag te probeer kry nie. Jy kan liefde hê en steeds jou waardigheid behou. Jy kan bid en steeds jou hart beskerm. Jy kan glo vir herstel sonder om elke dag jou waarde te meet aan daardie persoon se reaksie. Dieselfde geld wanneer dit jou kind is. Jy kan nie deur oophou, bly bid en liefde wys, maar jy kan nie iemand dwing om nader te kom nie. Daar is plekke in 'n mens se hart waar net God kan werk.
Soms verander verhoudings en mense beweeg weg. Ander kere is dit nie net 'n moeilike tyd waarin God nog besig is om in harte te werk. Ons kan nie altyd weet wat agter die stilte gebeur nie. Daarom moet jy versigtig wees om nie te gou te sê dis verby nie, maar jy moet ook nie toelaat dat die wag jou hele lewe stil laat staan nie. Hou aan lewe, hou aan groei, hou aan om jou hart voor die Here te bring. Jy hoef nie voor te gee dat dit jou nie seermaak nie. Jy kan eerlik vir God sê, Here, ek mis hulle. Ek verstaan nie waarom hulle so ver geraak het nie. Ek wens hulle het onthou. God is nie ongemaklik met jou hartseer nie. Hy sal jou nie oordeel en veroordeel omdat jy nog omgee nie. Maar hy wil jou ook help om nie vas te bly in die vraag waarom hulle nie uitgereik het nie. Daar is vrae wat jy nie vanaand kan beantwoord nie. Daar is mense wie se harte jy nie kan verander nie. Bring hulle na die Here toe. Gee daardie persoon vir hom die verhouding en ook die verlange in jou hart. Jy mag nog hoop, jy mag nog bid, ja, jy mag dit alles na hom toe vat, maar jy hoef nie jouself elke dag seer te maak deur te wag vir 'n teken dat jy onthou word nie. God onthou jou, hy sien jou en selfs in hierdie stilte is hy steeds besig om in jou hart en in hulle harte te werk. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat seer is, omdat iemand vir wie hulle lief is, nie uitreik nie. U sien die huweliksmaat wat nog staan en bid, maar seer gekry het, toe 'n besonderse dag stil verbygegaan het. U sien die ouer wat verlang na 'n kind met wie die verhouding moeilik geword het. U ken ook die seer van elke persoon wat voel dat iemand wat eens naby hulle was, van hulle vergeet het. Here, raak hulle harte sag aan, genees die gevoel van verwerping en help hulle om nie hulle waarde aan iemand anders se stilte te meet nie. Heilige Gees, gee hulle wysheid om te weet wanneer om uit te reik, wanneer om stil te bly en wanneer om die saak heeltemal in u hande te plaas. Werk ook in die harte van die mense wat ver geraak het, bring genesing, waarheid en herstel, waar dit u wil is, breek trots, verwarring, vrees en maak die pad oop vir eerlike gesprekke en gesonde verhoudings. Help elke persoon om aan te hou bid, sonder om hulle self te verloor. Herinner hulle dat u hulle nooit vergeet het nie en dat hulle veilig is in u liefde. Ons bid dit alles in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou hart dra waar iemand anders se stilte jou seer gemaak het. Mag jy vanaand onthou, God het jou nie vergeet nie. Mag jy 'n geseënde nag hê. Shalom.